Baie welkom hierdie heel eerste uitsending van Raak Praat, 'n splinternuwe program hier op Pretoria FM se YouTube kanaal. En Raak Praat se lese is die plek waar feite die laaste sê het. En ons gaan oor die volgende paar weke met 'n paar interessante gaste oor interessante en soms omstrede kwessies gesels. Nou ek wou graag vir hierdie heel eerste episode vir Rassie Erasmus kry, maar ek kon nie daarin slaag nie. Te kry ek maar vir kom ons noem hom Rassie Rassismus. Ernst Droots, die uitvoerende direkteur van Lex Libertas wat hier by ons is. En Ernst, ek gebruik daardie term so bietjie tong in die kies, maar dit is tog so as ons kyk na baie van die gevegte waarby jy betrokke raak, veral op die platform X, dit het 'n ras ondertoon. Ras wat 'n redelike sentrale deel vorm van baie van die bekgevegte en debatte waarin jy jouself bevind. Waarom is ras steeds so belangrik in 2026? Nie net in Suid-Afrika nie, maar dit lyk vir my wêreldwyd is dit steeds 'n belangrike tema. Dankie James, ek is bevoorreg om op die platform te wees. So ras is veronderstel om minder relevant te word, maar dit lyk tog of dit meer relevant word die laaste tyd. En net as jy luister hoe mense al hoe meer daaroor begin praat. Wat my betref is ras nie veronderstel om die groot faktor te wees nie. Kultuur is veronderstel om die groot faktor te wees. Maar is ook nie so eenvoudig om net te sê kultuur nie, want daar's ook beskawingsdinamika. Daar's verskillende kultuurgroepe of ek hou van die woord volke, ek weet dis 'n ou woord. Volke binne in een beskawing wat verskillende kulture het, maar hulle is dalk nog steeds byvoorbeeld westers of wat ook al. Maar wat ons al hoe meer sien in die wêreld die laaste tyd, die laaste paar dekades is veral omdat in die westerse wêreld en lande soos Suid-Afrika wat 'n westerse teenwoordigheid het, is die aanval op westerlinge wat hoofsaaklik wit is of met wit geassosieer word, so skerp en verneig en dit word gewoonlik aangebied as 'n aanval op wit mense, dat daar ook 'n soort teenreaksie begin plaasvind, waar ek sal myself glad nie 'n rasnasionalis noem of iets soos dit nie, maar my belewenis met konservatiewe mense in Europa en Amerika en so, is dit asof die idee van rasnasionalisme minder gekontamineer is vandag as wat dit vroeër was, bedoelende die idee dat wit mense sê, nee, maar ons as wit mense moet ook opstaan vir ons as wit mense. Dis nie noodwendig my benadering nie, maar dit is wel iets wat 'n mens sien wat besig is om te gebeur. As mens kyk na Europa, ja, dan kan jy nogal sien dat daar veral aan die regterkant van die spektrum daar 'n redelike verknogtheid is aan ras as deel van die identifisering van jou identiteit. Dink jy dit is net so relevant in Suid-Afrika? Is ras 'n belangrike deel van jou identiteit? Ja, ek sal dit klink lekker polities korrek om te sê nee, dit is heeltemal irrelevant, maar dis nie waar om te sê ras is irrelevant nie. Dis wel minder relevant as ander faktore. My geloof is natuurlik my belangrikste deel van my identiteit en dan my kulturele identiteit. Ras speel tog 'n rol, maar dit is nie veronderstel eintlik net omdat ras 'n soort proxy is of 'n eerste ooglopende aanduiding van of 'n wenk kan jy seker sê van 'n persoon se kulturele agtergrond wat nie noodwendig altyd korrek is nie. Maar ek dink dit is baie gevaarlik om 'n politieke beweging op ras te skoei. Dit is al probeer in die verlede, dit het nie gewerk nie. Dit word tans aktief probeer deur die ANC en groepe in Suid-Afrika. Ek dink ook nie dit gaan werk nie. Dit is 'n destruktiewe benadering tot politiek. 'n Gesonde benadering is om jou politiek, om dit nou maar so te stel, op kultuur te baseer. Of op jou gemeenskap. Dit is net so roekeloos om te probeer voorgee dat mense nie groepsidentiteit het nie. Dat ons almal maar net individue is, ons is almal net liberale mense wat rondsweef, wat nie aan mekaar verbind is op een of ander manier nie. Maar die werklikheid is dat mense aan mekaar verbind is deur 'n bepaalde identiteit en daardie identiteit is veel meer as die kleur van jou vel. Goed, maar voor 94 het die Nasionale Party ras as maatstaf gebruik, dit daar gestel. Post 94 is dit die ANC wat weer ras as maatstaf daar stel. Dink jy in die afwesigheid van rasmaatstawwe wat deur regerings daar gestel word, sou mense so bewus gewees het van hulle ras? Moontlik, maar ek dink in die afwesigheid daarvan sou mense waarskynlik meer bewus gewees het van hulle kultuur en kulturele identiteit en agtergrond. Dis die moderne staat, as dit maar so kan beskryf, wat natuurlik die apartheidsregering insluit en kom ons sê state sedert die Franse revolusie, het eintlik geweldige skade veroorsaak in die wêreld.
Maar ons kan ook nie die moderne staat vir alles blameer nie. Daar was oorloë gewees voor dit. Daar was godsdienstige oorloë in Suid-Afrika was daar geweldige bloedige die wreedste oorlog wat hierdie land nog ooit gesien het was die Mfecane eintlik die kom ons noem dit maar die etniese oorlog tussen die Zulus en die Ndebele's en so voort. So daai was nog altyd daar, maar ek dink een van die waarskynlik die grootste fout van die apartheidsregering was dat hulle dit lyk terugskouend of hulle nie altyd lekker die onderskeid verstaan het tussen ras en kultuur nie, want om op een oomblik te sê nee ons wil Afrikaners help of ons het 'n kulturele fokus, maar om op die volgende oomblik dan 'n bankie en 'n parkie op te sit met 'n bordjie wat sê slegs blank is dit weerspreek mekaar. En ek weet nie of hulle dit altyd besef het nie. En my vermoede is dat daar mense in die vorige bedeling was wat die kultuur dinamika baie goed verstaan het en mense wat net eenvoudig in terme van ras gedink het en dit het op die einde baie sleg uitgedraai. Jy het nou genoem dat ras dalk nie die primêre bepaling is van jou identiteit nie, maar dit is oneerlik om te sê dit is nie ten minste deel daarvan nie. Wat is jou identiteit? Hoe identifiseer jy? As mense my vra dan sal ek sê Afrikaner. Dis my die ooglopende beskrywing van wie ek is en daarbey ingesluit of dit veronderstel natuurlik dat ek 'n Christen is. Ek sê nie al Afrikaners is Christene nie, ek weet daar's baie wat nie is nie, maar Afrikanerskap histories het nog altyd 'n Christelike, eintlik 'n Calvinistiese element gehad. Dis vreemd eintlik om die kerkdebatte deesdae te volg. En ook tog interessant en die mate waarin mense Calvinisme vandag vreeslik aanval. Ek het nie eintlik so groot probleem daarmee nie. Ek is nogal trots om te sê ek's 'n Calvinis. Maar die kort antwoord is ek's 'n Afrikaner. En wat daarbey ingesluit is natuurlik ek praat Afrikaans. Ek is 'n protestants en ek ten minste sluit by die idee van Afrikanerskap in dat jy 'n bepaalde waardering vir jou geskiedenis het, vir jou kultuur het. Jy dink nie alles wat gebeur het is wonderlik nie, maar jy dink tog jou eie mense is nie so sleg nie. En natuurlik liefde vir jou gesin, vir jou die mense wat naby jou leef. So dis maar wat ek as my kultuur of as my identiteit sal beskryf. Goed, baie Afrikaners het nou al emigreer so oor die jare. So jy kan nie sê dat alle Afrikaners is noodwendig Suid-Afrikaners nie. Veral waar daar dalk dan nou 'n tweede geslag gebore is in 'n nuwe land of waar daar 'n keuse moes wees wat burgerskap betref, maar vorm Suid-Afrikanerskap deel van jou identiteit? Ja, maar met voorbehou. Eintlik het ek ek wil amper sê met 'n intensiewe voorbehou. Want aan die een kant voel ek baie sterk daaroor dat dit nie my identiteit is nie en aan die ander kant voel ek baie sterk daaroor dat dit wel 'n onlosmaakbare deel van my identiteit is. En wat ek daarmee bedoel is dit hang af wat jy bedoel met Suid-Afrikanerskap. As jy daarmee bedoel jou identiteit as 'n burger van die Suid-Afrikaanse staat, dan is dit nie deel van my identiteit nie. Of ek is 'n burger van die Suid-Afrikaanse staat. Ek betaal belasting en die soort goed, maar ek assosieer nie met die Suid-Afrikaanse staat of die Suid-Afrikaanse regering as 'n deel van my identiteit nie. Ek beskou die Suid-Afrikaanse regering en die breër moderne post-94 Suid-Afrikaanse staat as 'n instelling wat aktief anti-Afrikaner is. En in daardie opsig is ek nie 'n Suid-Afrikaner nie. Maar as jy met Suid-Afrikaner bedoel, jy verwys na die grondgebied, na die land, na die omgewing, na die mense wat hier bly, nie net Afrikaners nie, maar die ander volke en gemeenskappe wat hier bly, dan is ek baie trots om 'n Suid-Afrikaner te wees. En ek dink dit is so 'n bietjie van 'n tweestrydigheid wat ons amper 'n skizofrenie wat ons beleef. Ons het hierdie diep intense liefde en patriotisme teenoor die land, die omgewing, die mense, die kulture wat hier woon, die kos, al daai soort goed wat daarmee gepaard gaan. Maar ons het hierdie diep vervreemding van die Suid-Afrikaanse staat. En ek dink ons moet meer daaroor praat, want ek dink juis om daai rede moet ons versigtig wees om sommer net te sê ek is 'n Suid-Afrikaner. As jy nie ten minste weet wat jy daarmee bedoel nie, want dit kan ook impliseer trotse Suid-Afrikanerskap kan impliseer jy's trots op die regering, jy's lojaal aan die regering, terwyl ek sou aanvoer dat trotse Suid-Afrikanerskap in die ware sin van die woord vandag behoort eintlik 'n vorm van verset in te sluit en ook verset teen die regering. En ons moet definitief as Afrikaners meer praat oor wat Suid-Afrikanerskap beteken. Maar as jy praat oor verset teen die regering en ons kyk na die afname en die steun wat die ANC geniet en die opkoms van die steun van oppositiepartye, is dit die tipe verset waarna jy verwys? Nee, juis nie. Dis interessant wat gebeur. Daar was hierdie groot opwinding natuurlik rondom die ANC in die 90er jare. Dit was waarskynlik die gewildste politieke beweging miskien van die afgelope eeu, of ten minste van die afgelope paar dekades internasionaal.
die ANC, natuurlik die ANC van Nelson Mandela. Dit was so dat jy kon nie vir aan die 90er jare, jy kon nie eers iets krities oor Mandela sien nie. Mandela was soos 'n lewende heilige. En dis interessant hoe daai steen afgewater het vandag en jy sien dit op feitelik alle maniere hoe jy dit kan meet. Een is net mense wat ophou stem. Eerstens mense wat ophou ANC stem, maar tweede is mense wat ophou stem oor die algemeen. En mense wat sê hulle sal letterlik omtrent 3/4 van mense in Suid-Afrika sê hulle sal hulle reg om te stem prysgee in ruil vir 'n huis en 'n werk en stabiliteit. Nou waarom sê ek dit? Want eerstens sien ons dat daar 'n duidelike afname in steun vir die ANC is, maar ons sien nie dat daai entoesiasme beweeg na ander oppositiepartye of politieke partye nie. In 'n mate of in 'n beperkte mate wel, maar daar was onlangs 'n peiling van Ipsos daaroor wat bevind het dat meeste mense, veral wat stem oor die algemeen, maar veral ook vir oppositiepartye, is eintlik wat hulle in Engels noem reluctant voters. Mense wat stem hoewel hulle nie eintlik heeltemal gemaklik is met die party vir wie hulle stem nie. So hulle stem ten spyte van, nie as gevolg van nie. En dit sê vir my twee goed. Een, dit sê vir my dat daar 'n soort politieke vakuum of 'n leierskapsvakuum in Suid-Afrika besig is om te ontwikkel, waar die entoesiasme wat daar was teenoor die ANC het nie verskuif na 'n ander party nie, dit het net half verdwyn tot 'n groot mate. Maar tweedens sê dit vir my dat daar ook 'n soort vervreemding is met die politieke stelsel. In die 90's was baie mense graag gesê die grondwet is die finale grondwet. Nou praat niemand meer van die finale grondwet nie. Dis asof daar alreeds so onderliggende besef by mense is dat die politieke bedeling is nie volhoubaar nie. Daar's een of ander vorm van verandering wat op die horison lê. Ek gaan nou kom met daardie voorgestelde wysigings in die grondwet wat interessant genoeg nou vanuit die Umkhonto we Sizwe geleedere kom met betrekking tot 235 julle by Lex Libertas wat ook baie daaroor te sê het, maar ek wil net eers terugkom by iets wat jy nou aangeraak het. Die vervlouing van die liggie van die reënboognasie het nou verwys na die Mandela droom aan die Queen. Jy het nou verwys na hierdie ontnigtering post 94 en ek gaan so 'n bietjie krasserig stel, maar ek dink dit is belangrik om dit sommer so direk aan jou te vra. Ja. Is dit iets waarin jy jou verlekker? Is dit vir jou 'n positiewe ding wat gebeur? Hierdie val van hoop en vertroue in 'n reënboognasie en 'n reënboog Suid-Afrika post 94. Ek weet nie of verlekker die regte woord is nie. Dit is dalk kyk, ek was te jonk in die 90's. Ek het gelewe in die 90's, maar ek het nie iemand het nou die dag op X vir my gevra, wat was jou verwagting van 1994? En ek wou antwoord, my verwagting was ek het uitgesien na The Lion King. Ek was te jonk geweest om 'n sterk politieke opinie in daai tyd te hê. Intussen het ek baie daaroor gelees en geleer. Ek het my M gedoen oor die politiek van die 1990's en dan nou die vraag of die grondwet minderhede inderdaad beskerm of nie. En dis maklik om terugskouend bepaalde gevolgtrekkings te maak, maar mense kan reeds sien dat in daardie tyd was daar baie sterk stemme wat sterk kommer uitgespreek het oor die volhoubaarheid van die sogenaamde nuwe Suid-Afrika. Mense soos ZB de Tooy het 'n boek daaroor geskryf wat in 1999 gepubliseer is. En baie ander stemme het gesê, hoorie, maar hierdie klink wonderlik as jy dit lees, maar dit gaan nie werk nie. Dis nie hoe die werklikheid werk nie. En ek dink net eenvoudig wat nou gebeur het is die werklikheid het die teorie ingehaal. En in 'n sekere sin is ek bly daaroor, maar dit is nie regtig 'n geval van is mens bly daaroor of nie. Dit was wat my betref net dit was onverwendbaar dat dit iewers sou gebeur, want die politieke stelsel in Suid-Afrika is totaal onrealisties. En dis interessant, ons het nou onlangs weer Vryheidsdag gevier in Suid-Afrika, of ten minste ons was veronderstel om dit te vier, maar omtrent niemand het nie. Ek wil gou net vinnig onderbreek want ek wou juist daaroor gevra het en jy kan dalk sommer terwyl nou aan Vryheidsdag raak en daaroor praat, sommer hierop uitbrei. Jy het op X geplaas dat mense en ek vertaal nou vry, mense vier Vryheidsdag in Suid-Afrika nie omdat hulle die verwagtinge van 94 vier, nie die vervulling daarvan nie. En dan gaan jy verder en sê Suid-Afrika is baie slegter af vandag onder die ANC as wat dit in die verlede was. Nou Vryheidsdag wat so 'n bietjie meer as 'n week terug gevier was en jy
sê dat die ouens wat dit vier, hulle vier nog steeds die verwagtinge van 94, nie wat wel na 94 tot stand gekom het nie. Ja, ek het dit besef eintlik toe ek 'n plasing sien van die burgemeester van Chicago op Vrydag, wat hy gelukwens aan die Suid-Afrikaanse inwoners van Chicago oor dit Vrydag is, en dan sê hy basies ons vier die strewe na nie rassigheid en allerlei sulke goed. Maar dis eintlik maar wat altyd gesê word oor Vrydag, is ons vier demokrasie, in aanhalingstekens, ek dink nie dit is 'n demokrasie nie, maar dan ook die strewe, basies, en dan ook die beloftes wat gemaak is van 94, maar niemand vier Vrydag en sê, kyk die geweldige vordering wat ons gemaak het sedert 1994 nie. Dis dwaas om so iets te sê, want die land het agteruit gegaan, in byna elke denkbare manier. So, dit is eintlik ironies, dat dis nou meer as 30 jaar na 1994, en mense, die owerhede, wil graag hê, ons moet Vrydag vier, maar daar is nie iets om te vier nie. So ons moet eintlik Nelson Mandela vier. Ons moet vier die beloftes wat Nelson Mandela gemaak het, dat die ANC in beheer nie korrup sal wees nie, dat daar verantwoordelike regering sal wees, dat minderhede beskerm sal word, dat swart mense almal toegang tot behuising sal hê, dat hulle almal werk sal kry, maar niks van daai goed gebeur in die werklikheid nie. En dan natuurlik was daar 'n klomp vreeslike goed wat in die verlede gebeur het in Suid-Afrika, maar as jy net kyk na goed wat mense beleef elke dag, soos misdaad, soos het hulle 'n werk, selfs gelykheid, as dit jou maatstaf is. Al daai goed het agteruit gegaan sedert 1994. En dis eintlik die groot ironie, want die groot strewe van die ANC of die Suid-Afrikaanse regering is om gelykheid te beveg. Nie eintlik werkloosheid of armoede nie, hulle wil gelykheid beveg. Maar selfs as jy na gelykheid kyk as 'n maatstaf, die Gini-koëffisiënt so gebrekkig soos wat dit ook al is, het Suid-Afrika agteruit gegaan, veral na die BEE, na die rassewette. Daar's meer ongelykheid nou as wat daar was toe die ANC hulle wette begin implementeer het, wat Kwansi's bedoel was om ongelykheid aan te spreek. Goed, maar Ernst, wat sou die perfekte uitkoms of die ideale uitkoms gewees het? Want en ek hoor die argument en die opmerking ook uit ander geleedere. Dinge is nou baie sleg. Ja, daar was 1 of 2 slegte dinge wat voor 94 ook gebeur het. Dit word alles so half van daardie een sinnetjie na die 3 woorde word dit nou saamgevat, maar die feit van die saak is dat daar 'n groot deel van die bevolking van die land en ook dan van die regerings in die wêreld redeneer dat die situasie is onvolhoubaar. Ja. Dan moet gekyk word na 'n nuwe dispensasie, om daardie term te gebruik. Wat sou dan, na jou mening, 'n beter uitkoms gewees het as die uitkoms wat ons dan in 94 na 27 April gesien het? Ja, dit is miskien die belangrikste vraag waaroor ek dink mense meer moet praat, want veral in Suid-Afrika het mense in hierdie ding verval waar daar's net 2 politieke stelsels. Dis of nasionale party apartheid of dis ANC demokrasie, in aanhalingstekens, wat ek weer eens, ek dink nie dis demokrasie nie. En dan as jy nou die ANC kritiseer, dan beteken dit jy is pro-apartheid, of as jy sê dit werk nie, dan beteken dit jy wil terug aan apartheid toe, of jy kies apartheid, of as jy teen apartheid is, dan moet jy noodwendig pro-ANC wees. En die werklikheid is daar's dosyne verskillende politieke stelsels. Dis interessant as jy kyk na daai debatte van die 90s, wat die NP byvoorbeeld gesê het in die begin, toe hulle vir Rolf Meyer ingestuur het om namens hulle te onderhandel as hulle hoofonderhandelaar. Wat was die goed wat die nasionale party daai tyd gesê het is wat hulle betref ononderhandel of ononderhandelbaar, was goed soos dat daar amper iets meer soortgelyk aan die Amerikaanse stelsel, iets soos 'n huis en 'n senaat. Ja, 'n huis en 'n senaat waar die een kamer kan 'n soort veto reg hê op die ander kamer. Daar was voorstelle gewees vir 'n roterende presidentskap omdat Suid-Afrika so 'n diverse land is. Daar was verskillende modelle op die tafel gesit. Dis natuurlik alles afgevee deur die ANC en dan die NP se onderhandelaars wat ingestem het. Maar die punt is daar is baie ander modelle. Daar's federalisme, Suid-Afrika kon 'n federasie geword het. Amper iets soortgelyk aan die FSA met state wat goewerneurs het. Of 'n ander voorbeeld is natuurlik Switserland se kantonstelsel. Daar was baie sterk argumente daarvoor. Leon Louw, wat tot onlangs toe nog hoof van die Vrye Mark Stichting was, het 'n boek in die 80er jare geskryf, The Solution. En hy het eintlik in baie detail beskryf hoe sal 'n gedesentraliseerde Suid-Afrika lyk. Hy het selfs grondwette en wetgewing en alles opgestel wat toegepas kon word met die idee dat Suid-Afrika 'n soort van 'n kantonstelsel kry
wat gedesentraliseer is waar mense oor hulle self kan regeer en hulle eie wette in die konteks van hulle eie kantone maak. Dit was wesenlike inhoudelike voorstelle op die tafel wat ongelukkig deur die ANC en die NP daai tyd van die tafel gevee is. Maar daar's ander opsies ook. Daar's federalisme is my een voorstel. Daarteenoor staan die idee van konfederalisme wat eintlik maar is dat jy het 'n soort van 'n gedesentraliseerde stelsel sonder 'n sentrale regering of in sover as wat daar 'n sentrale regering is dit meer 'n koördinerende soort liggaam. Amper iets, jy kan amper dit beskryf as Amerika vandag maar sonder die Withuis. Sou 'n konfederale stelsel gewees het. Daar's ook ander modelle in die wêreld. Daar's baie voorbeelde van diverse lande wat daai diversiteit op 'n manier hanteer. Interessante een wat ek nou onlangs na begin kyk het is die Nunavut in Kanada. Dis die areas, eintlik maar die kouer dele van Kanada waar die Eskimo's en so voorts bly wat 'n groot mate van selfregering het. Hulle is burgers van Kanada, maar hulle regeer eintlik hulle self in 'n groot mate. Dieselfde hoe werk die Verenigde Koninkryk met Skotland? Hulle is deel van die Verenigde Koninkryk, maar hulle het hulle eie parlement, hulle is as Skotte regeer hulle oor hulle self. Daar's voorbeelde in Estland en Finland en sulke soort lande waar die land besef goed, ons is divers, ons het verskillende volke, as ek nou maar weer eens die woord kan gebruik, wat hier woon. Hulle woon nie noodwendig almal op dieselfde plek nie. So wanneer jy stem in 'n verkiesing, stem jy nasionaal, maar jy stem ook vir jou eie gemeenskap. Ek wil amper sê jou eie volksraad om die term te gebruik, wat bepaalde gesag oor jou eie gemeenskap, maar nie oor ander gemeenskappe het nie. So daar's soveel verskillende modelle van desentralisering of selfregering wat ook in daai tyd al geopper was. Dis nie asof almal net vergeet het daarvan nie, maar dit het nie die nodige aandag gekry nie. En ek dink dit is iets waaroor ons weer moet dink. Maar is so iets prakties, uitvoerbaar? En ekskuus, ek is nou nie so ingegrawe in federalisme onder die Eskimo's in Kanada nie. Ek weet nou nie hoeveel igloos jy nodig het om nou te kwalifiseer vir 'n federale stelsel of hoe dit werk nie, maar is daar nie bepaalde vereistes soos byvoorbeeld dat om so iets suksesvol deur te voer daar 'n sekere bevolkingsmeerderheid moet wees in daai gebied nie. Suid-Afrika is baie verweef en as jy nou praat van byvoorbeeld Afrikaner identiteit, geen plek in die land buite nou Orania vorm die Afrikaners 'n meerderheid nie. Daar's geen manier dat as jy nou praat van federalisme dat dit gaan lei tot meerderheid Afrikaner regering enige plek in die land nie. Is dit nie bietjie van 'n pypdroom so wat ons sê kommunisme is nog nie 'n billike kans gegee nie. So eerstens as ons as Afrikaners, ons is nog altyd republikeine. Die idee van 'n boererepubliek het ons nog altyd opgewonde gemaak. Dit maak my ook opgewonde nog steeds. Maar as ons regtig ernstig is daaroor, dan gaan ons moet besef hoe dit werk. En dit is net mense gaan moet trek na 'n plek toe waar jy 'n meerderheid is en waar jy gaan 'n demografiese antwoord moet kry. So demografie is bepalend, maar daar is ander modelle wat nie so seer op demografiese veranderings steun nie. Soos ek het Estland as 'n voorbeeld genoem, die idee van binne in die breër Suid-Afrikaanse konteks, is dit haalbaar om te sê daar is verskillende, kom ons noem dit rade, wat verskillende kultuurgemeenskappe dien. Jy kan dit selfs parlemente noem. En hierdie hipotetiese parlement kan wetgewing maak en kan belastinggeld, ten minste 'n mate daarvan aanwend op goed soos ons eie erfenisterreine, ons eie skole, dat ons kan self besluit wat leer ons kinders by skole ensovoorts. Daar is lande wat dit toepas. Daar was interessant in die moslemwêreld, ek wil nou nie te veel voorbeelde noem nie, maar die Ottomane het wat hulle genoem het die millet stelsel gehad. Was eintlik 'n groot mate van godsdienstige vryheid wat Christene gehad het in die Ottomaanse ryk, met so 'n tipe stelsel waar hulle gesê het, goed, julle is in ons ryk, julle is deel van die ryk, maar julle kan julle geloof nog toepas en julle het 'n mate van selfregering. So ek dink om jou vraag te antwoord, dit is haalbaar. Dit is meer realisties as die huidige stelsel. Die vraag is nie so seer of dit kan werk nie. Geen stelsel is perfek nie, so geen stelsel gaan nie probleme hê nie. Ek dink hierdie gedesentraliseerde modelle sal baie beter werk in Suid-Afrika. Die vraag is eerder, hoe maak 'n mens die sprong van die werklikheid waarin ons tans is, na so 'n tipe werklikheid? Ek dink dis die groter uitdaging waarvoor mense antwoord moet kry. Nou goed, as ons praat van 'n nuwe regeringsstelsel en dies meer, dan praat jy hier van grondwetlike veranderings wat nodig is. Ja.
Interessant is, ek onthou 'n paar jaar gelede was dit veral juis uit Afrikaner of dan uit minderheidsgeleedere waar ons grondwetwysigingsvoorstelle gesien het. Ek onthou byvoorbeeld wetgewing wat voorgestel het dat daar 'n sonsondergangsklausule is oor regstellende aksie en ek onthou soortgelyke wetgewing wat onder bespreking was. Nou kom daardie grondwetwysigings heel vanuit die ver linkerkant van die spektrum en dit is Jimmy Manyi van Umkhonto weSizwe, die MK party wat sê dat daar moet weggedoen word met artikel 235 van die grondwet. Die grondwet artikel wat maar grootliks bekend staan as die selfbeskikkingsartikel. En ek het gesien uit Lex Libertas van julle kant af. Erns het julle ook kritiek gelewer daaroor, maar jy self iemand wat baie krities is op die grondwet en die beskerming wat die grondwet in ieder geval vir minderhede bied. En ek het ook al uit ander geleerdere gehoor dat 235 is eintlik maar 'n leedop. Ja. Dis nie 'n grondwet artikel wat werklik 'n verskil maak nie. Waarom die boei? Kan man nie maar net die artikel skrap nie? Is daar enige werklike waarde in artikel 235? Ja, so ek wil eerstens sê die reg op selfbeskikking of selfregering is eintlik 'n onvervreembare reg. Dis nie die soort reg wat jy het as die grondwet dit erken en as die grondwet dit nie erken nie, dan het jy nie meer die reg nie. En ek dink ook veral ons as Afrikaners moet so 'n bietjie wegdoen van ons regspositivisme. Met ander woorde die idee dat jou sin vir moraliteit of jou sin vir reg en verkeerd word bepaal deur die teks van die grondwet of die teks van een of ander wet. Want die argument is ook goed, maar as hulle die grondwet wysig om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak, dan val die argument dat dit ongrondwetlik is weg. En die punt is, die argument teen onteiening sonder vergoeding moet nie in die eerste plek wees dis ongrondwetlik nie. Dit moet wees dat dit verkeerd is, ongeag wat die grondwet sê. En dieselfde oor selfbeskikking. As hulle daarin slaag, ek is nie so oortuig hulle gaan nie. As hulle daarin slaag, gaan die reg wat my betref nie wegval nie. Want jy kan nie so iets skrap uit die grondwet uit. Jy kan nie in 'n grondwet inskryf ons gaan jou vervolg en dan skielik het jy nie meer 'n reg dat jy nie vervolg word nie. Dis nommer 1, dan nommer 2, ek dink daar is waarde in artikel 235 van die grondwet. Dit sê dat jy dit erken die reg op selfbeskikking. Al is die artikel baie lomp en vaag verwoord en dit sê eintlik Is daar 'n hoe in opgesluit? Nee, wel die hoe is in soverre as wat wetgewing aangeneem word. Maar dis nou die tipies wat die ANC gedoen het en eintlik hoe hulle ek dink maar ook maar die onderhandelaars van die nasionale party bietjie van 'n rad voor die oog gedraai het, is gesê, kom ons sit hierdie artikel in die grondwet wat sê jy het reg op selfbeskikking, ingevolge waarvan wetgewing aangeneem moet word om daaraan uitvoering te gee, maar dan word die wetgewing nooit aangeneem nie. So dan is hier die artikel in 'n groot mate irrelevant. Daarom nou is die vraag, hoe kry jy wetgewing vir artikel 235? Jy moet die ANC oortuig dat dit goeie wette is. En ek is nie oortuig dat 'n ANC goedgekeurde wet oor selfbeskikking 'n goeie wet gaan wees nie. So maar ek dink ten minste die strewe na selfbeskikking in Suid-Afrika word grondwetlik beskerm. As jy sê jy wil selfbeskikking bevorder, kan niemand vir jou sê jy is besig met hoogverraad of dis so goed nie. Weet daar's ouens ekstremiste wat dit probeer sê, maar volgens die reg tree jy op binne die raamwerk van die grondwet. Maar ek dink die punt hier is dat die teks van die grondwet is maar een ding. Die werklikheid is belangriker. En as 'n mens selfbeskikking wil hê, dink ek die verkeerde manier om dit te benader of die minder doeltreffende manier om dit te benader is om nou met die regering daaroor te wil onderhandel of om die Verenigde Nasies te nader dat hulle 'n verklaring moet uitreik dat ons 'n reg op selfbeskikking het op die aanname dat dan regeer ons skielik onsself. Dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Die meer doeltreffende benadering is ongelukkig meer werk en dit is jy moet dit bou. Selfbeskikking is nie iets wat geëis word, dit is iets wat gebou word. En ek dink as mense dit bou van die grond af, dan bereik jy later die punt waar die owerhede dit nie meer kan ignoreer nie. Net soos vir die nasionale party nie meer die bevrydingsbewegings of die sogenaamde bevrydingsbewegings van die ANC kon ignoreer nie. Dit was net 'n onignoreerbare werklikheid. En ek dink dit moet ons fokus wees, om te bou aan werklikhede wat nie geïgnoreer kan word. Ja, wetgewing volg die werklikheid. Ja, presies. Ek wil by Lex Libertas uitkom, want dit is 'n vraag wat ek nou ook al in die verlede gekry het. Dit is 'n vraag wat ek ook gesien het wanneer daar destyds gesprek gevoer is met jou van Lex Libertas en die totstandkoming van hierdie organisasie, en dit is, wat doen julle? Julle maak nie slaggate reg nie. Ja. Julle ry nie patrollies nie. Julle het
Wel, wat doen julle? So, jy kan wat ons doen op 'n paar verskillende maniere beskryf. Ironies kan jy dit met 'n 2-3-5 beskryf. Die eerste, die 2 is ons is 2 goed. Ons is 'n ideesentrum en 'n voorspraakgroep. Dis 2 goed. Die ideesentrum deel beteken dis wat hulle in Engels noem 'n think tank, 'n organisasie wat veral op navorsing toegespits is, wat verslae publiseer, dokumente publiseer, daarvoor steenwerwing doen. Maar die voorspraakdeel sê eintlik ons is bietjie meer as dit. Ons is nie soos 'n think tank in Washington wat verslae publiseer en konferensies hou nie. Ons doen dit ook, maar ons het 'n meer aktivistiese komponent. So ons reël aksies en projekte, hierdie Witkruisprojek is nou 'n groot voorbeeld daarvan. Ons gaan nou daarby Ja. So jy kan sê ons doen 2 goed, ons is 'n ideesentrum en 'n voorspraakgroep. Met ander woorde ons dink en ons doen. As jy dit in 3 goed wil beskryf, kan jy sê is bietjie so, dis eintlik net 'n ander manier om dieselfde ding te sê. Is jy kan sê ons is besig met denke, jy moet jou verstand gebruik. Met ander woorde ons doen navorsing, ons dink aan die krisis, ons doen navorsing oor die krisis in Suid-Afrika en oor die oplossing. Die twee so ons moet ons verstand gebruik, die tweede is ons moet ons mond gebruik. Dit is ons moet praat daaroor en steenwerf vir die idee van selfregering, want dit is ons one thing. Is as ons net een kern fokus het, ons wil werk vir 'n volhoubare of 'n lewensvatbare politieke bedeling in Suid-Afrika en ons aanname is selfregering is die antwoord. Vir wie? Vir almal, nie net Afrikaners nie, natuurlik, ek is 'n Afrikaner, ons wil die Afrikaners wat hulle self regeer, maar ander groepe ook. Moet ook daardie reg hê. En as ander groepe nie hulle self wil regeer nie? Dan hoef hulle nie, dan kan hulle dat iemand anders oor hulle regeer in so 'n mate. Maar goed, ons kan nou daaroor praat, laat ek dit gou. So dis verstand, ons moet dink, navorsing doen, ons moet dink aan oplossings. Die tweede is ons moet daaroor praat en steenwerf en die derde is ons moet ons hande gebruik, ons moet goed doen. Die ander manier hoe ons dit beskryf in ons besigheidsplan, ons het so 'n besigheidsplan laas jaar gepubliseer, is weer eens ons doel is 'n volhoubare politieke bedeling vir Suid-Afrika. Hoe gaan ons dit bereik? Ons aksies en ons aktiwiteite is 5 goed wat gekombineer kan word aan mekaar. En ons beskou dit as 'n vliegwiel of 'n aandryfwiel, die idee dat jy het 'n aantal goed wat jy moet doen wat mekaar versterk en na mate hierdie goed mekaar versterk, kom jy nader aan jou doelwit. En die vraag is nie vir ons of ons weet of ons 'n plan kan kry nie. Ons weet eintlik wat die plan is. Die vraag is meer of ons die plan kan uitvoer. En die plan is is 5 goed. Die plan is in die eerste plek navorsing, soos ek gesê het. Navorsing oor die krisis in die land, navorsing oor die oplossing en navorsing oor hoe kom jy by die oplossing uit. Die tweede ding wat doen is ons moet plaaslik steenwerf. Ons moet binne-in, natuurlik onder Afrikaners, maar onder ander groepe in Suid-Afrika ook steenwerf vir desentralisering, om dit so te stel, of selfregering as jy dit harder wil stel. Ons moet dan moet groeiende steun in Suid-Afrika wees vir die idee. Ons moet daarvoor werk. Die derde is buitelandse steenwerwing. Daar moet groeiende steun van buite Suid-Afrika wees, die FSA, Europa en ander lande, selfs ander Afrika lande, dat daar 'n meer volhoubare bedeling nodig is vir Suid-Afrika. Die vierde is ons moet praktiese aksies uitvoer, ons moet projekte gaan uitvoer om hierdie goed te versterk. En die vyfde is ons moet de facto werklikhede skep. Met ander woorde werklikhede op grondvlak. En die rede waarom ons hierdie 5 goed identifiseer het is mense hoor dikwels as jy kom as jy 'n reële konferensie of jy publiseer 'n verslag of jy het 'n buitelandse reis of wat ook al, dan sal jy altyd mense hoor wat sê, maar wat help dit? En as jy so simplisties daaroor dink dat jy wag vir een enkele gebeurtenis om 'n totale oplossing te bied, dan gaan niks help nie. Al hoe ons by 'n oplossing gaan uitkom is ons met 'n kombinasie van goed doen. So kort weergawe om dit alles saam te vat is Lex Libertas is 'n ideesentrum en 'n voorspraakgroep. Ons werk vir 'n gedesentraliseerde stelsel of selfregering om dit meer uitdruklik te verwoord. En die manier hoe ons dit doen is 'n kombinasie van aksies wat veral wentel rondom die navorsing wat ons doen. Goed, van die navorsing wat julle doen, kommunikeer julle ook dan oor see, kommunikeer julle ook in Amerika. Jy het onlangs ook juist teruggekom van 'n besoek aan die FSA en daar het julle ook bekend gemaak dat julle in samewerking met die New York Young Republican Club dat julle van voorneme is om 3000 Witkruise op die Grasperk voor die Withuis te gaan plant. Nou, kom ons gaan nou by daai projek kom. Ek wil eerstens kom by die skakeling en die navorsing wat julle deel met die FSA. Nou in die verlede, Ernst, is jy spesifiek Ernst Rootsnal daarvan beskuldig dat jy gaan klik
by die FSA regering, dat jy nie jou remedies in Suid-Afrika uitput nie, dat jy nie skakel ook met die owerheid of die belanghebbendes hier in Suid-Afrika om bepaalde uitdagings reg te stel, bepaalde probleme reg te ruk nie. Is dit so? Het jy al moeite gedoen? Het jy vir ons 'n e-poslys van die skrywers wat jy al gestuur het aan Ramaphosa of sy ministers om te sê, hoorie ouens, hier is die dinge waar ek bekommerd is, maar as julle nie nou gaan aandag gee aan die dag van ons FSA. Ja, ek weet nie eers hoeveel keer ek persoonlik dit al gedoen het nie. Ek was natuurlik vroeër by AfriForum, ek het in daai hoedanigheid dit baie gedoen. AfriForum het al baie gedoen by die Solidariteit beweging. En ons is trouwens besig met so 'n projek deur ons het 'n platform wat ons noem die Lex Libertas Media Monitor. Dit is vrywilligers wat help om die media te monitor en sekere stories en patrone te identifiseer. Ons het tans 'n Dirkhou projek. En die Dirkhou projek is in reaksie op die minister van Buitelandse Sake, Ronald Lamola, en president Ramaphosa, wat gesê het, hoekom gaan julle oor see, hoekom praat julle nie met ons nie, presies wat jy nou sê. En die Dirkhou projek wat ons mee besig is ons is besig om deur media argiewe te gaan, en ook argiewe van organisasies, om 'n lys op te stel van pogings wat al aangewend is deur die jare, om hierdie probleme met die regering aan te spreek. En dit is dosyne, indien dit nie honderde is nie. Voorbeelde van mense wat protesoptogte gereël het na die Uniegebou. Ek self was by 'n hele paar al betrokke. Briewe wat vir die president geskryf is, briewe wat vir verskillende ministers geskryf is, vergaderings wat gevoer is met verskillende ministers of selfs die president, selfs ook in die buiteland. Ek het al buite in Genève in Switserland met amptenare van die Suid-Afrikaanse regering gepraat, wat vir my vra, hoekom is julle hier, hoekom praat julle nie met ons daar nie? En as jy al hierdie pogings bymekaar tel, dis net eenvoudig, die werklikheid is net, daar's voortdurende, nimmer eindigende pogings om die probleme in die land met die regering te bespreek. Hulle reaksie daarop is konsekwent en byna sonder uitsondering, dat hulle nie daaroor wil praat nie. Behalwe nou in hierdie sogenaamde nasionale dialoog, wat eintlik 'n soort van vertoon is, of window dressing soos hulle in Engels sê, want hulle praat net met mense wat met hulle saamstem. En dan die oomblik as die kritiek oorvloei na die buiteland, toe sê hulle nie, maar hoekom praat julle met ons? Dis net blaatant oneerlik. So die pogings hou nooit op nie. En ook van ons kant af, ons het al briewe vir die president, vir die regering, vir die minister geskryf. Hulle stel nie daaraan belang om plaaslik te praat nie. Hulle gebruik dit maar as 'n verskoning wanneer hulle kritiek kry. Nou wie hulle 3000 witkruise op die grasperk voor die Withuis gaan plant, hoekom? So, daar's 'n paar redes, daar's 'n reaktiewe en 'n proaktiewe rede. Die reaktiewe rede is in die nadraai van daai vergadering tussen Trump en Ramaphosa in die Withuis, het verskeie media binne en buite Suid-Afrika probeer aanvoer dat daar geen probleem is nie, dat omdat Trump sê daar's 'n krisis, is daar nie 'n krisis nie, want Trump is 'n leienaar. Of omdat die Suid-Afrikaanse regering nou gekritiseer word, is die nalatenskap van Mandela nou onder beleg of wat ook al. En so het jy byvoorbeeld een van die redakteurs van ENCA gekry wat in Amerika in 'n TV-onderhoud gesê het, daar is geen raswette in Suid-Afrika nie. Wys vir my die rassewette. Ja, daar was verskeie programme, die New York Times het baie pogings aangewend om dit te diskrediteer, CNN. Die ergste was Jimmy Kimmel wat gepraat het van Donald Trump en his made-up farm murders. En 'n hele komediese ding daaroor gedoen het tot vermaak van sy gehoor. So dis die reaktiewe rede, is die aggressiewe poging wat aangewend word om ons almal te oortuig dat daar nie iets is om aan te spreek in Suid-Afrika nie. Die proaktiewe rede is dat daar reeds groeiende bewustheid is oor die krisis in Suid-Afrika. En ons is so 'n bietjie bekommerd dat daardie bewustheid op hierdie stadium die groot uitkom so ver was vlugtelingskap. En as mense wil gaan en hulle het goeie rede om die land te verlaat, is ons bly vir hulle, maar dit bring nie 'n oplossing nie. Dit in 'n sekere sin maak dit die probleem erger. Dit help vir buitelandse druk en bewusmaking, maar wat ons nodig het is oplossings binne in Suid-Afrika. So ons wil met hierdie kruise projek en die konferensie wat ons daarmee saam gaan doen, praat oor die probleme in Suid-Afrika, maar ons wil ook in die narratief en die manier hoe ons dit ook aanbied, oplossings op die tafel sit. Want in 'n sekere sin wen die ANC as almal die land verlaat. Hulle hierdie groot slagspreuk van go back to Europe of go to America. As 2 miljoen Afrikaners besluit ons gaan na Amerika toe, dan die ANC gewen, dan het hulle gekry wat hulle wou hê. Ek weet nie wat hulle met belastinggeld, wat hulle inkomste gaan wees nie. Maar ons kan ook nie laat hulle wen nie. En ons wil graag 'n toekoms in Suid-Afrika hê. So kort antwoord, ons wil die krisis in Suid-Afrika onignoreerbaar maak, maar ons wil die bewustheid daarvoor
kanaliseer na steun vir oplossings. Wat is die krisis in jou oë? Die krisis in Suid-Afrika? Ja, die krisis is daar's twee vlakke om dit te beskryf. Die een is daar's 'n stelselkrisis. Die wat mense tipies beskou as die krisis van Suid-Afrika, ons het 'n verslag daaroor gepubliseer laas jaar wat sê jy kan die krisis onder 3 kategorieë beskryf. Die een is 'n destruktiewe beleidsraamwerk, wette wat net eenvoudig die land vernietig. Die tweede is minderhede wat vervolg word, kiel de boer, plaasmoorde wat geïgnoreer word, al daai soort goed. En dan die derde is staatsverval, die staat besig om in duie te stort. Maar ons argument is dat dit eintlik simptome is van die probleem. Dit is nie die probleem nie. Die probleem is die stelsel is totaal verwyderd van die werklikheid. En daarom is die oplossing nie net om alternatiewe vir BEE op die tafel te sit nie. Ons moet dit ook doen. Dis nie net dat plaasmoorde 'n prioriteitsmisdaad moet wees nie. Dis nie net om kommentaar te lewer op wetgewing en sekere wette aan te pas of bietjie beter te maak nie. Daar moet 'n stelselverandering wees. Die stelsel moet gedesentraliseer word en daar moet erkenning wees vir die feit dat die land 'n groot land is in die eerste plek, maar amper so groot soos Wes-Europa, maar veel meer divers as Wes-Europa. Dat Suid-Afrika is eintlik 'n land, om dit in Engels te stel, a nation of nations. Daar's verskillende nasies wat in Suid-Afrika woon, nie net een nie. En daar gaan nie vrede en stabiliteit wees as die stelsel dit moontlik maak vir die een om oor die ander te oorheers of te domineer nie. Gee die krisis Lex Libertas bestaansreg? Ja, ek dink die krisis gee ons bestaansreg in 'n sekere sin. Ons is 'n baie duidelike doel as organisasie. So Lex Libertas bestaan as gevolg van die krisis, as jy dit so wil stel. Dit is 'n reaksie op die krisis en ons antwoord daarop is iets wat nog altyd eintlik in 'n sekere sin, ek moes dit nou die dag verduidelik op 'n onderhoud ook. Ons oplossing is eintlik dit wat nog altyd die oplossing was, deur die eeue heen, deur die millennia heen. Dit was die oplossing wat Sokrates oor gepraat het en Plato en Aristoteles, die ou Romeine nog voor die Romeinse ryk toe dit nog 'n republiek was. Die Bybel praat daarvan. En dit is net eenvoudig mense moet hulle eie besluite neem, mense moet oor hulle self regeer. Nou en vandag ewe skielik eintlik maar in die naderdraai van die Berlynse muur wat geval het en hierdie end of history era soos wat hulle dit noem of die nuwe wêreldorde era, is die idee van selfregering is nou skielik boos. En daarom as ons sê ons wil eintlik selfregering hê, dan sê mense maar wat's fout met jou, is jy mal? Maar dit was oor vir duisende jare die ooglopende antwoord op politieke probleme en eintlik al wat ons sê is dis nog steeds die antwoord en ons soek dit nog steeds. Maar en ek is nou dalk 'n bietjie aspris, maar as ek nou kyk na jou tweet weer op Vryheidsdag op die 27ste April, as daardie verwagtinge van 94 voor 94 wel tot vervulling gekom het, wel tot uitvoering gekom het en almal was tevrede en gelukkig met die nuwe dispensasie of die nuwe stelselbedeling wat daaruit gevloei het, dan sou daar eintlik nie 'n nut gewees het vir 'n Lex Libertas of opstand teen so 'n bewind of stelsel. Jy kan dit sê en dit sal waar wees, dit sal korrek wees, maar dis vir my baie hipoteties, want eintlik is die vraag berus daarop dat as die werklikheid iets anders was as wat die werklikheid is, wat sou dan die werklikheid gewees het? En ek dink die werklikheid is ook jy te doen met jy kon daai goed eintlik al voorspel het. Dit was nie moeilik om te voorspel dat die ANC die land gaan verniel nie. En nie net die ANC nie, maar kom ek sê dit, twee goed. Dat die ANC 'n destruktiewe mag sou wees in die land nie. Dit was nie moeilik om te voorspel nie. Maar tweedens, dat die stelsel waarvoor onderhandel is in die 1990s, daardie vernietiging sou fasiliteer nie. Met ander woorde, dis tipies die ANC se nasionale demokratiese revolusie is. Basies, maak of jy liberaal is, sê al hierdie mooi goed. Ek het vanoggend weer 'n video gesien van Nelson Mandela wat gepraat het oor die ANC wat nie korrup gaan wees nie en dan klap almal nou vir hom hande. Sê al hierdie mooi goed tot jy beheer het en dan gebruik jy die stelsel om jou revolusie uit te voer. Hulle het dit letterlik gesê. In Desember 1989 het Joe Slovo 'n artikel geskryf en gesê dis ons plan. En ek wil glo die onderhandelaars het dit gelees, maar so die stelsel was gedoem om te misluk. Dit is eintlik maar my antwoord op. Ja, as die stelsel gewerk het, dan sou ons dalk almal gelukkig gewees het, maar ek dink net as gegee die aard van die mens en gegee die dinamika in Suid-Afrika,
kan ek nie dink dat dit sou gewerk het nie. Ons moet nou begin einde se kant toe staan. Ons nog net 'n paar minute erns tot ons beskikking en ek wil vinnig net terugkom na die Witkruis projek voor ek by my laaste vraag kom. Maar die Witkruis projek, hierdie 3000 kruise wat julle daar op die grasperk van die Withuis wil gaan plant, lyk dit soos 'n realistiese projek, lyk dit Ja. of dit tot uitvoering gaan kom, anders as die verwagtinge van 94 of dit wel tot vervulling gaan kom en hoeveel steun vir die projek geniet julle ook nie net in Suid-Afrika nie, maar vanuit die FSA? Ja, so dit is 'n enorme projek. Ons het aan die begin geskat dit gaan so $50,000 kos. As ek met Amerikaners praat hieroor, dan sê hulle vir my, dink julle regtig julle gaan dit vir $50,000 kan doen? Bedoelende dit gaan dalk meer as dit wees. En die rede waarom wat die geld betref is om die kruise te maak self. My vinnige skatting, ek was in Home Depot, ek het met ouens daar gaan praat, om 3000 kruise te vervaardig gaan waarskynlik so $10,000 kos. As jy dit van hout doen en dit is groot genoeg. Ons kan kyk na ander materiale, ons kyk nou na opsies. Dis een element daarvan. 'n Ander element daarvan is ons gaan 'n konferensie aanbied in Washington saam met die kruise. So die kruise is eintlik maar net as 'n soort van 'n simboliese gebaar, of 'n visuele uitbeelding van die probleem. Die konferensie gaan inhoud daarin gee. 'n Konferensie self is duur om aan te bied. Jy moet 'n lokaal kry, jy moet natuurlik al die verversings en die kos en alles wat daarmee saamgaan, die skerms en die kameras en al die goed. Dit het bepaalde uitgawes en dan wat baie belangrik is ons wil slagoffers van plaasaanvalle oorvlieg Washington toe, om hulle eie stories te gaan vertel vir daai gehoor daar. En dis eintlik 'n internasionale gehoor, nie net 'n Amerikaanse gehoor nie. So ek is oortuig dit gaan 'n historiese gebeurtenis wees. Dis 'n enorme projek en ons daarmee saam wil ons 'n petisie met 100,000 name insamel. Ons maak vordering. Die petisie is so amper op 20%. Met ander woorde amper op 20,000 mense wat hom al geteken het. Die kruise is ons net so oor die 800 tans. So dis so 25% daar. Ons moet werk om daarby uit te kom. As ons net op ons lauwere is, gaan dit nie gebeur nie. As ons nie die kruise geborg kry nie, gaan dit nie gebeur nie. As ons nie die petisie kan invul nie, gaan dit nie gebeur nie, maar ons vorder. So ek is optimisties, mits ons steun kry, ook van die kykers en die luisteraars. Dit is die groot ding. Dan wat steun betref, ons het verskriklik baie steun. Ons het baie meer steun as wat mense dink. Ek was 2 weke in Amerika, in Washington, so 'n maand of wat gelede. Elke dag vergaderings gehad, elke liewe vergadering was positief. Ek het met joernaliste gepraat wat ons baie goed gesind is. Ek het met mense in die House en die Senate, as ek nou maar die Engels kan gebruik, gepraat. Ons het met die administrasie, met mense wat vir die regering werk gepraat, baie senior mense. Met ander drukgroepe, met idee-sentrums, almal is positief. Ons kry reeds boodskappe van redelik invloedryke mense in die FSA, wat vir ons sê, hulle sien hierdie projek, hulle wil help, hulle wil dit bywoon. Dit gaan 'n enorme projek wees, en dit is ons groot projek vir nou wat voor lê. En ek wil net beklemtoon, dit gaan nie bloot daaroor net om kruise te plant nie. Dit gaan daaroor om te sê, eerstens hier's 'n probleem in Suid-Afrika, maar om daai bewustheid dan te kanaliseer na dit wat uiteindelik Lex Libertas se doel is. En dit is steun vir die idee van selfregering en steun vir, of mense kan dit noem, 'n gedesentraliseerde stelsel. Erns, net in slotte, ons het nou gepraat oor identiteit en jou geloof en dan jou Afrikanerskap wat primêr daardie identiteit bepaal en dat dit wat jou paspoort sê, naamlik Suid-Afrika, dat dit in 'n mindere mate vir jou belangrik is wanneer dit kom by die bepaling van jou identiteit. Maar as ek tog ten spyte van dit vir jou ten slotte kan vra, wat is jou droom vir Suid-Afrika? Dis 'n moeilike vraag om te antwoord, want jy kan 'n baie mooi, dis so half op 'n glyskaal. Die vraag is, waar plant jy die vlag? Bedoelende, ek kan vir jou 'n baie mooi droom skets wat moeiliker is om te bereik. Of ek kan vir jou 'n droom skets wat nie noodwendig die uiteindelike beste moontlike uitkoms is nie, maar wat makliker is om te bereik. Ek dink as 'n Afrikaner kan ek dit maar sonder enige skroom stel. Die ideale soort uitkoms is ons wil 'n republiek hê, ons wil onsself regeer. Ons het dit nie. Ons moet ons eie wette maak wat op ons eie mense van toepassing is. Ons wil nie ander mense onderdruk nie, maar ons wil ten minste self besluit wat met ons belastinggeld gebeur. Ons wil self besluit wat in ons skole vir ons kinders geleer word. Ons wil self ons eie ekonomiese beleid opstel. En dis vandag 'n vreemde ding om te sê, maar weer eens, dit was die politieke oplossing vir duisende jare.
Die vraag is hoe haalbaar is suits en dis nie so eenvoudig om te sê nie. Ek dink 'n meer haalbare, maar minder kom ek sê 'n vlag wat jy bietjie nader kan plant wat meer haalbaar is om te sê 'n gedesentraliseerde stelsel in Suid-Afrika waar die sentrale regering veel minder mag het om hierdie soort destruktiewe goed te implementeer, waar mense veel groter sê oor hulle eie sake het en dit kan verskillende forme aanneem. Daaroor moet ons nog gesels oor watter vorm werk die beste of sal die beste werk. Maar dis nie so onrealisties om jou vir suits te beywer nie. En dit bring ons dan aan die einde van hierdie heel eerste episode van Raak Praat. Ons gas was Dr. Ernst Roots. Hy is die uitvoerende direkteur van Lex Libertas en onthou om volgende week weer in te skakel vir die volgende episode van Raak Praat waar feite die laaste sê het.